voorreg om vrou Benny te ontmoet, hier so saam met Dimitri, wat ons nou eintlik al 'n ruk lank ken. En my naam is François de Tooy en ek sit hier saam met my vrou Lydia. Kyk hier voor sit Lydia, sê hallo vir die mense. Hallo my darling. En ons het die voorreg om die Nuwe Testament so uit die ou tale uit te vertaal. En te ontdek dat daar 'n gesprek is wat groter is as die boek, groter is as die oomblik. Dis 'n gesprek wat van die begin af was. Dit is 'n gesprek wat teruggaan na Genesis 1 toe waar Elohim, dis my so mooi die meervoud van die woord Elohim. Laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis. Besef u dat die Elohim, die skepper, het niks anders in gedagte gehad as om die grootheid van die godheid liggaamlik te verteenwoordig hier op planeet Aarde. Hy kom plaas ons hier op 'n planeet, dit was woes en leeg, toe skep hy 'n agtergrond, waar binne hierdie mens, die mens wat uit God se gedagtes uit voortgekom het, hy wat sê in Jeremia 1:5, ek het jou geken, nog voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het. Jy was miskien 'n grootse prys vir jou pa, jou ma, toe hulle agterkom, maar ons is pregnant jou. Maar nou sê die skepper, ek ken jou nog beter as jou ma jou ken. Nog voor ek jou geskep het, ken ek jou. En Paulus se pragtige psalm van die liefde wat hy skryf. Ek noem dit maar 'n psalm, maar dis 1 Korintiërs 13 wat hy so oor die liefde praat. Hy sê vir my so mooi op een staan hy in vers 12 hy sê, then we will know even as we have always been known. Is dit nie wonderlik nie? Jesus het nie gekom na hierdie planeet om 'n nuwe godsdienst te begin nie. Ons het die godsdienst begin. Hy het gekom om ons te herinner aan wat ons vergeet het. Ons het vergeet wat 'n soort mens ons is. En hy sê, ek ken jou nog al die tyd, en ek wil jou kom voorstel aan my liefde, want sy liefde het nie vergeet nie. Hy kan nie vergeet nie. Hy vergeet net een ding en dis ons sonde. Hy sê daar in selfe 1 Korintiërs 13, love keeps no record of wrong. En die grootste probleem met die kerk en die godsdienst is, ons is so sondebewus, dat ons fokus verloor. Ons is, jy weet, 'n toordokter gaan nie geld maak, as hy nie vir sy kliënt kan verduidelik, man, jy het nou hierdie probleem in jou lewe, omdat daar 'n ou afgestorwe oom of 'n tante of wie ook al is, en hulle is vandag in 'n kwaai by, amper seker lelike by. Hulle is, en hoe leliker die by, hoe erger die by wat hulle nou aan, hoe duurder is die bok, want jy moet ons nou die bok doodmaak, so die bok in jou plek, die sondebok. En hier kom praat God sondebok taal. Hy kom in sy menswees, die beeld, die woord wat alles in stand hou. Die woord in wie die volheid van die godheid kom woon, nie met 'n overnight bag nie. Hy het nie kom kuier net op aarde nie. Hy het kom woning maak, want hy woon nie in mensgemaakte geboue en organisasies nie. God woon in menswees. Die verborgenheid wat vir geslagte lank verborge was, sê Paulus in Kolossense 1:27, is nou geopenbaar. Ons hoef nie te sit en duime swaai en dink, wanneer gaan dit gebeur nie? Ons het soveel tyd gemors om te wag vir iets wat nog moet gebeur, terwyl dit klaar gebeur het. Hy is die volheid van die tyd. Hy het kom vlees word. Kolossense 2:9 sê die volheid van die godheid woon, tabernakel in hom. En die Griekse woord tabernakel is die woord skenos, dis waar die Engelse woord skin vandaan kom. God wears a skin suit on planet Earth. Hy wil hê jy moet jouself ontdek deur te kyk in die spieël, want Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, terwyl ons met onbedekte gesig, met ander woorde, as nie meer 'n sluier nie, as nie 'n gordyntjie wat die ding dom en toehou nie, aanskou ons die heerlikheid van die Here, soos in 'n spieël. Dis skrikwekkend. Ons is nie besig met window shopping nie, mense. Ons het vir jare die Bybel gewindow shop, dan klim ek hierdie promise en ek klim daai promise, maar dan ontdek ek maar al die promises het klaar vir my geklim. Want ons kyk soos in 'n spieël. Ons is nie met vertoonvenster godsdienst besig nie. Ons ontdek onsself en ons leer onsself ken soos God ons nog altyd geken het. Dis 1 Korintiërs 13 vers 12. To know even as we have always been known. Hy wat my geken het nog voor hy my geskep het in my moeder skoot. Jesus het nie op die planeet kom land in 'n Spider-Man suit nie. Sy enigste paspoort was sy moeder skoot. 'n lyf soos ek en jy, en hier kom hy in ons menswees in, en hy kom word die sondebok om ons taal te praat, laat hy toe dat ons hom vermoor aan die kruis, want God wil die duurste prys betaal om iets te openbaar. Hy wil aan jou openbaar, hoe waardevol jy is vir jou skepper.
Weet Psalm 24 vers 1 sê, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Nie 'n klein gedeeltetjie hier en 'n klein gedeeltetjie, die volheid, die wêreld en die wat daarop woon, behoort aan die Here. Ons sit hier op hierdie planeet en hierdie planeet is God se realiteit, jy ook. Daar is niks op hierdie planeet wat nie aan God behoort nie. Jy sien, ons maak van 'n dief 'n eienaar. In geen regstelsel in die wêreld kan eienaarskap oorgedra word aan 'n dief nie. Maak nie saak of hy daai skoene al ingetrap het nie, of hy ding wat hy gevat het. Jy sien, dis vir my so mooi, daai 3 verhale wat Jesus vertel in Lukas 15, van die verlore skaap, die verlore penning, die verlore seun. You cannot be lost unless you belong to begin with. Jy kan mos nou nie gaan claim op iets wat nooit joune was nie. Maar as ek reeds in hom behoort het, van die begin af, maar ek het vergeet wat 'n soort mens ek is, het Jesus gekom om die onsigbare God sigbaar te maak, Kolossense 1:15. Hy het hom kom sigbaar maak, in menswees, in jou menswees. Daar's niks in jou wat God skaam is oor nie. Ons is skaam vir onsself. Nou het ons geleer hoe om te act en ons probeer in mekaar pretend. Nee man, ons is nie besig met pretend hierso nie. Ons ken nie. Hy sê as julle in my woord bly, met ander woorde, ek kom maak my woning in 'n gesprek wat groter is as enige ander gesprek in die heelal. Dan sal julle die waarheid ken. Die waarheid van wat? Die waarheid van jou. Dan gaan jy jouself leer ken soos God jou nog altyd geken het. En wat doen hy waarheid? Hy maak jou vry. Hy maak jou vry. Ek hoef nooit weer agter die lelike beeld van jou lelike eentjie te skuil nie, want ek kyk soos in 'n spieël en ek sien met onbedekte gesig die heerlikheid van die Here. En ek besef dat ek dra die heerlikheid van God binne in my. Dis my so mooi om dit te connect met Jesaja 40. Jesaja 40 in vers 3 sê, elke hoopplek, elke gelyk, elke vallei sal opgevul word, elke hoopplek sal afgeplat word. Hy praat van die wildernis van Judea, dis onherbergsaam, 'n perd of 'n donkie kan nie eens daar loop nie, dis op en af en 'n skeure in die grond en is berge, wie weet hoe hoog. Hy sê, elke hoopplek, elke berg sal plat gemaak word, hy praat van sy verlossing, elke vallei sal opgevul word, die kromdraaie sal reguit gemaak word. Die grove plekke sal glad gemaak word. Vir wat? Vers 5 sê, en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees sal dit sien. Hoorie, dis 'n groot gedagte daai. Ek praat nie nou van alle vlees gaan eendag iets sien op TV en, daar gebeur iets op Olyfberg in Jerusalem nie. Nee, ons praat nie geografie hier nie, dis te klein. Ons praat van jou, in jou menswees, in jou gemeenskap, daar waar jy bly, jou adres. Jy is God se adres. En God wil jou kom voorstel aan jouself, want ons het vergeet wat se soort mens ons is. Hy wil vir jou kom sê, kom ek wil jou voorstel, Simon, seun van Jona, kom ek stel jou voor aan Mr. Rock, you're a chip of the old block. Die rots. En hy sê, op hierdie rots sal ek my eklesia bou. En die woord eklesia is die woord to surname. Simon, seun van Jona. Daarin, Cornelius sien 'n visioen, en die Heilige Gees sê vir hom, jy moet na daai adres toe gaan, daar bly 'n Simon uit wat die tanner is. Hy's 'n leerlooier. Hy sê, they will find someone, Simon, surnamed Rock. Kefas is die Aramees vir rots. Of Petros is die Grieks vir rots. Hy sê, op hierdie fundament sal ek my heerlikheid bou. God wil sy heerlikheid in jou vervestig. Hy wil kom woning maak in jou. Hy wil jou gedagtes vernuwe. Hy wil jou hele wese vernuwe, sodat jy kan kyk en jouself kan sien en jouself ontdek, soos hy jou nog altyd geken het. Die mooiste verhaaltjie of gelykenis vir my is, daar's 'n klomp mooistes, maar Matteus 13:44 sê hy, die koninkryk van die hemele is soos 'n skat wat in 'n saailand verberg is. Dit is 'n pragtige verhaal, maar nou praat Jesus met 'n klomp Joodse boere en sakemense, sakemanne. Hy sê vir hulle, die koninkryk van die Here is soos 'n skat wat in 'n saailand verborge is. Hy sê, maar 'n man ontdek die skat. Nou het hierdie ouens beet, jong. Hulle weet ons, 'n saailand het 'n bekende waarde. Daar's niemand soos 'n boer wat
presies meet hoeveel reën word elke jaar. Hy sal vir jou verduidelik tot in die toerentijd, toe dit nog sy oupa se plek was, sal hy vir jou vertel hoeveel reën het hulle gekry, hoeveel misoeste, hoeveel grootoeste, allerlei goeders. As jy 'n stuk grond gaan koop, dan moet jy eers gaan uitvind, wat is die opbrengswaarde van hierdie plek? Hy sê die koninkryk van die hemele is soos 'n skat wat in 'n saailand verborge is. Met ander woorde, daar's meer in jou as wat jy besef. Daar's meer in 'n saailand as wat jy besef. Dis nie klomp mielies wat jy oes nie. Daar lê goud verborge onder daai selfe grond. En dit is die waarheid van jou. Hy sê die man wat die woord wat daai skat ontdek, wie wat doen hy? Hy verberg dit. Nou dink hulle, joh, hierdie ou te plan. Jy weet, soos wanneer jy 'n second-hand kar koop, dan gaan jy nou na die mark toe en jy maak die bonnet oop en jy maak of jy alles weet van daai kar se en jy probeer net punte kry. Hoekom jy nou 'n discount wil hê op hierdie kar? So God het nie dit verberg om by 'n valse eienaar die duiwel 'n discount te kry oor jou nie. Dit sê, maar kyk, as hierdie stuk grond is afgeskeep, man, hy's oorgroei met dorings en ditsels. Hy gaan en hy skok hulle. Hy verkoop alles wat hy het. Hy gaan die duurste prys betaal. En hy koop die hele saailand. Van wie het hy dit gekoop? 'n Dief word mos nie eienaar nie. Hy het nie sy vader probeer omkoop nie. God was in Christus toe hy die wêreld met homself versoen het. Hy kom koop ons gedagtes van die leuns wat ons geglo het oor onsself en hy wys vir ons waarde. Hy wys vir ons hoe kosbaar elkeen is. Hy gaan soek die verlore skaap tot hy hom kry, nie tot hy moeg is nie. Die ou is nie by, is bietjie te verlore. Nee, sorry, jy het nou te ver gegaan, ou boer. Nee. Hy soek hom tot hy hom vind. Want die verlore penning in die volgende verhaal het nooit sy waarde verloor nie. Sy inskripsie is nog in hom ingekerf. In jou wese is jy die eiendom van God. En God het 'n prys kom betaal in sy seun se dood en in sy seun se opstanding. Want prys die Here, 'n koringkorrel bly alleen, maar as hy in die grond val en hy sterf, dan dra hy veel vrug. En in Jesus se opstanding is ons wederbaar. Dat iets gebeur. Ek sê altyd vir ouens, jy kan die pitte in 'n pampoen tel, maar jy kan nie die pampoene in 'n put tel nie. God het iets beter in jou mens, in jou menswees, in jou wese, wat geld nie kan koop nie. En dit is vir jou 'n nuwe dag hierdie. Want soos jy dit hoor, sê die Heilige Gees binne in jou, dis die waarheid. Het ons harte nie gebrand terwyl hy met ons die skrifte oopgemaak het nie. En so vertrou ons dat die Heilige Gees hierdie woord vat en hom ver buite die grense van waar jy bly, waar jy tuis is, in jou wakker maak en jy gaan agterkom dat jy het mooi voete. How lovely on the mountains are the feet of them who bring good news. Ons wêreld het goeie nuus nodig. Ons is siek en sat van slegte nuus. Kyk, ek kan nie aan mekaar slegte nuus inneem en dink dit gaan goed voorbring. Nee. Engage yourself. Hy sê weet iets het met die mens gebeur terwyl ons nog sondaars was, né? Sonder ons toestemming, sonder ons glo, sonder ons weet, het God iets geglo oor ons. Efesiërs 2, quoteer Paulus vir Hosea. Hosea is die Hebreëse naam wat in Grieks Jesus is. Dit is die verlosser. Hosea het 800 jaar voor Christus. Toe sê Hosea in 6 vers 2, is die enigste skrif in die hele Ou Testament wat praat van die 3de dag opstanding. En hy sê na 2 dae sal hy ons lewend maak. Op die 3de dag sal hy ons opwek. Jong ou Paulus lees op beslag daai stuk en hy begin te skrou van lekkerte. Hy sê hy skryf vir die Efesiërs. Hy sê terwyl Efesiërs 2 vers 5, terwyl ons nog dood was in ons sonde, het God ons saam met hom lewend gemaak. Saam met hom opgewek, saam met hom laat sit in hemelse plekke. Dit het met ons gebeur sonder ons toestemming, nog voor ons het geweet het, maar God het dit geglo oor ons, want daar is net een ware geloof, dit wat God glo. Paulus sê in Efesiërs 4, daar is net een geloof. En Hebreërs 12 sê, Jesus is die outeur van hierdie geloof. Hy is die outeur, hy is die begin en die einde, die volëinding van hierdie geloof. So stap in sy geloof in. Markus 11 het nie gesê, julle moet geloof in God hê nie. Jesus het gesê, julle moet die geloof van God hê. Dis in die Grieks, in die genitief. Julle moet die geloof van God hê. Sien, as ons moet ons geloof by mekaar sit, dan gaan dit ons uit mekaar uitbreek. Dis juist die waarheid, want die Christen gemeenskap is die mees verdeelde gemeenskap op planeet aarde. Maar wanneer ons begin intap, en wat glo God? God wat dinge roep wat nie is nie, asof dit was. Wat weet God van my? God het my kom lief hê in sy seun, omdat ek nog nooit my oorspronklike waarde verloor het nie. En daarom het God die duurste prys betaal, hy koop die hele grond, sodat ons kan ontdek, dat ons behoort aan hom.
Dis so kosbaar. Ons is so bevoorreg om hierdie waarheid te weet en te praat. Baie dankie ou Benny. So bly ons kon gesels, ou brother. So bly. Ek wil net sê dankie vir oom François en sy vrou. Ek is geraak, ek is gemotiveer, ek is geïnspireer. Ek weet nou my waarde. Dankie. Dankie.